Dankie Bernie, was awesome. Amen. Miskien moet ek net gou vinnig vra, terwyl hulle dit doen, is daar iemand wat 'n getuienis het? Bonatuurlike wat die Here vir jou voorsien het, genesing, iets wat in die laaste week, 2 weke, miskien maand gebeur het, gaan ek vir jou die geleentheid gee, anders gaan ek dadelik aanbeweeg. Enige iemand wat iets wil getuig, en jy het gesê, as Arnold die kans gee, gaan ek getuig oor God se goedheid, kom neem die mikrofoon nou. Enige iemand, going once, gaan jy gou kom, gaan jy Afrikaans of gaan jy Engels praat? I just ask you because usually you speak so nice American English. So are you ready to speak? Just testify of the goodness of God. Ek gaan my bes te probeer om dit in Afrikaans te hou vir die Afrikaanse AGS. Ek dreig al probably 3 weke om te getuig, maar ek het altyd my kerel met my en ek is altyd nervous. Ek het gister my 4 jaar anniversary gevier wat ek in die provinsie is van die Wes-Kaap. Ek werk vir 'n maatskappy nou vir 4 jaar gister en dit was die werk waarvoor ek gebid het vir die Here. Ek werk in die toerindustrie en ek werk vir 'n Britse maatskappy, so my Engels is altyd heel anders. Sorry. En ek was in 'n baie slegte werk gewees in die Wes-Kaap en ek het vir Here gebid en gesê asseblief kan ek net terugkom in die industrie in van toerisme, want dis wat ek studeer het, en ek het gebid en ek het gehuil en ek was alleen daai kant en die Here het gesê dis reg, maar trek Kaap toe. En ek kon dit nie verstaan nie want my ma is in Johannesburg en ek mis my ma altyd verskriklik baie. En ek het gesê dis reg. Ek het my ma gekontak en ek het vir gesê ek trek Kaap toe. En ek het 4 jaar terug Kaap toe getrek. Ek het in 'n verskriklike klein plekkie gehuur in Stellenbosch. En nie eers 'n jaar later nie toe trek ek hiernatoe. En ek bly toe in Gordons Bay en dis 'n target-driven maatskappy. So dit beteken jy moet 'n target maak om betaling te kry. En dit was 'n droë, dorre tyd aan die begin en ek het deur 'n baie moeilike tyd gegaan in 2024. Ja. En target het nie gebeur nie. Jy het net die bietjie gekry wat jy kry om daar te werk en ek het nooit my target gemaak nie. En deur 'n baie donker tyd gegaan en ek is in die AGS in en my ouers het my net toe gebring. En ons het besoek en ek het vir hulle gesê is reg, ek gaan maar terugkom en ek het elke Sondag teruggekom. En ek het begin target maak en ek het begin target maak en ek het begin target maak en ek maak nou al 2 jaar straight, 2 jaar straight target. So ek het net 1 maand in daai 2 jaar gemis wat Julie laas jaar was. En ek het so gestres om in Julie hierdie jaar in te stap want ek het dit nie gemaak laas jaar nie. Wat is anders? En ek het target gemaak hierdie maand. En met alles wat aangaan in Midde-Ooste was dit baie moeilik van April af, maar die Here het deurgedra en ek het April en Mei en Junie en Julie nog steeds target gemaak. Al vlieg niemand nêrens heen nie. Julle sal weet, julle vlugte was ook beïnvloed. So die Here voorsien. Maak nie saak hoe alleen jy is nie. Maak nie saak of jy so ver van almal af is nie en maak nie saak of hoe sê my ma, alles daar oorlog in die Midde-Ooste sal die Here vir my voorsien. So hy kan vir jou ook voorsien. Hou net aan bid en hou net aan vashou. En ja, hier is ek 4 jaar later. Amen. Ons is bly jy's hier. Ek wil jy moet hoor 2 goed. Eerstens die Here voorsien. En die Here voorsien in droogte, in oorlog voorsien hy. Tweede ding wat ek wil hê jy moet hoor, dit klink vir my asof is wat jy gesê het. As jy nie target maak, jy sluit aan by die gemeente. Nee, nie regtig nie. Ere aan die Here. Ek sê dit sommer tong in die kies, hoor. Ek sê dit sommer tong in die kies. Dankie vir dit. Awesome. Kan ons aangaan met die woord? Is jy reg vir die woord? Geen albasters nie. Okay. Ek het laas Sondag vir die wat hier was, het ek gepreek oor Romeine 6. En ek het hier 'n ou op die stage ook gehad wat iemand op sy rug gedra het. Want Paulus skryf, die wat hier was sal onthou, dat ons het die vlees gekruisig. Hy wie aan Christus behoort, het die vlees gekruisig. Julle sal dit onthou. En ek dink daar's 'n profound waarheid daarin om in oorwinning te lewe. En ek praat van spesifiek oorwinning oor sonde, dat Jesus gekom het nie net om
Dat ons sonde vergewe kan word nie, maar dat ons kan wandel in oorwinning. Amen, want almal het dit nodig. En ek wil aangaan met seker een van die grootste hoofstukke in die Bybel, en dit is Romeine 8. En ek het gesê, ek gaan dit doen, en ek gaan dit dalk volgende week ook doen, as die Here vertoef. So ek wil met jou praat oor Romeine 8, en ek wil met jou praat oor die tema van verseël. So ek wil eintlik uitkom by vers 9, maar laat my toe ek wil dit vir jou binne konteks sê wat ek glo Paulus sê, sodat jy saam met my kan volg en saam met my kan agree dat dit is wat hy sê. So is jy reg. So sit weg jou albasters, jy hoef hulle nie uit te rol nie, jy gaan nie 10 punte kry vir elkeen nie. Ons gaan so 'n bietjie dieper gaan. Is dit reg? Sê amen, dan sê ou langs jou sommer ook wakker. Okay. Hier gaan ons. So Paulus in die eerste 6 verse van hierdie hoofstuk is eintlik nogal 'n bietjie complicated, maar ek gaan probeer om dit vir jou eenvoudig te maak. Okay. Hy begin in Romeine 8, dan begin hy met hierdie profound stelling, gebaseer op hoofstuk 7, en hy sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek wil begin deur te sê, daar is dan vanoggend geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. As Jesus die prys betaal het, dan is sy sterfte die gronde daarvoor en sy woord is finaal. Die vyand gaan kom en hy gaan jou kom aankla, want dit is sy werk. Hy gaan jou kom veroordeel en jy gaan veroordeeld voel. Maar die woord verklaar dat die wat aan Christus behoort, daar is geen veroordeling vir hulle nie. Kan ek 'n amen kry? Hy gaan later in vers 34 gaan sê hy, dan vra hy die retoriese vraag, want wie kan julle aankla? Het jy dit al gelees? Wie kan julle kom oortuig? Wie kan oortuiging bring deur die kinders van die Here, wat as gevolg van Jesus is ons geregverdig? En ek wil vanoggend poog om vir jou te wys wat dit beteken en waarom hy dit sê. Nou jy kan dalk sê, ja, maar wat vir die res van die vers? Want hy sê, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees, pastoor, ek kry dit nie reg om na die gees te wandel nie. Wat is dit jy is? Is jy dan ingesluit of is jy dan nie ingesluit nie? Ek wil dit ook vir jou antwoord. So hy sê dit, en dan gaan hy aan in vers 2 en hy sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En dan sê hy, want God het wat vir die wet onmoontlik was, daar was iets wat die wet nie kon doen nie. So nou sê wat dit was, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Okay? Het God deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur. So God stuur sy eie seun in die gelykheid van die vlees, net soos wat ons in die vlees is, sodat hy, alhoewel hy kind van God is, alhoewel hy seun van God is, hierdie aarde kan bewandel in vlees, om vir ons 'n prototipe te wees en te wys dat dit moontlik is om in oorwinning in die vlees te wandel, want dieselfde gees wat in Jesus is in ons en bekragtig ons om dit te doen. Amen. Nou sê hy deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees gestuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. So in plaas Gerard dat ons onder veroordeling is, het Jesus die sonde kom veroordeel. Okay? Nou, net iets wat ek wil sê oor dit, is dat Jesus se kruisiging het die wet van Christus in ons kom vervul. Gaan gou na die volgende slide. Kom ek lees maar vers 4 saam met dit. Hy sê, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Paar goed wat ek wil sê. Die wet het sonde na vore gebring. Het jy al gelees in 1 Korintiërs 15 vers 58 sê dit, want die krag van die sonde is die wet. Het jy dit al gelees? Die krag van die sonde is die wet. As daar 'n wet is daar rede tot oortreding. Kom ek verduidelik dit vir jou so. Die wet gee sonde krag. Die wet van Moses ook, het die sonde geopenbaar, maar die wet het ons nie bekragtig om in oorwinning te kan wandel nie. Met ander woorde, die wet was 'n heenwysing na Jesus toe. Dit het gesê, ons kan nie so heilig en so perfek soos God wees nie. Ons het 'n tweede of 'n betere testament nodig. En toe kom Jesus en hy kom bekragtig ons deur die Gees in ons. Vir die eerste keer staan die wet nie alleen nie, maar ons het die Gees in ons wat ons help om die wet te kan doen. Dit wat die Here wil hê ons moet kan doen. So ons wandel nie meer volgens die wet nie, ons wandel deur geloof, ons wandel deur die Gees. Okay? Ek kan byvoorbeeld, ek het al voorheen gedoen, ek kan weer die voorbeeld doen. As jy wil weet hoe kragtig 'n wet is, dan kan ons 'n eksperiment doen. En ek kan sê, ek gaan nou vir jou iets vra.
ek gaan vir jou vra, jy moet vir 30 sekondes nie dink aan koek nie. Dis die wet. Ek gee 'n wet. Jy mag nie, thou shalt not think of cake. Vir die volgende 30 sekondes, is dit reg? Okay, die 30 sekondes begin. Julle het almal klaar aan koek gedink. Wat jy moes gedink het waaraan jy nie moes dink nie, sodat jy weet waaraan jy nie moes dink nie. En dis wat die wet doen. Die wet gee krag aan die sonde. Paulus sê in die vorige hoofstuk, hy sê, want ek sou nie begeerlikheid geken het as dit nie was vir die wet nie. Daar's niks fout met die wet nie. Die wet is heilig en rein, maar ons is nie daar nie. En Jesus het gekom om iets te kom vervul binne in ons. Die feit dat hy die wet kom vervul het, kom ek lees vir net verder, twee verse, Galasiërs 5 vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. So die wet van Christus en die Gees staan op 'n manier teenoor mekaar. Hy sê in Romeine 6:14, want die sonde sal oor jou nie heers nie, want jy's nie onder die wet nie, maar onder die genade. So ons is nie wetsbewus nie, ons is geesbewus. God het sy gees op ons harte kom skryf. Nou, as ek sê Jesus het die wet kom vervul, kan ek dit gou vir jou illustreer dat jy dit verstaan. Miskien net hoe dit werk. En dit is dat die dag toe ek Karen gevra het om te trou, het ek vir haar 'n verloofring gegee. OK? Ek het vir haar 'n verloofring gegee. Ek maak altyd die grap, ek het haar daar by Map of Africa in Wildernis gevra dat as sy nee gesê, dan kon ek haar afstamp. Dis altyd wat ek sê, maar nie regtig nie. Maar sy het vrywilliglik sê so en ek gee vir haar 'n verloofring. Die verloofring beteken nog nie ons is getroud nie, maar dit praat van iets beters wat gaan kom. OK? En die dag toe ons voor die kansel staan, toe sit ek 'n ander ring aan haar vinger. En die trouring kom vervul die belofte van die verloofring. Alhoewel albei toe deur 'n juwelier aan mekaar gesit het die een nie die ander een kom vervang nie, die ene die ander een kom vervul. Maak dit sin vir iemand? En kan ek net vir jou sê dat die vervulling van die wet sit ons in 'n baie beter posisie, want die beloftes van getroud wees is baie beter as die belofte dat jy nog gaan trou. Maak dit sin vir iemand? OK, dit is 'n complicated gedeelte, maar ek wil hê jy moet soveel as moontlik verstaan. Hoor net dit, dat die krag van die sonde is die wet, so Jesus het gedeel met die wet en hy het gedeel met die sonde. Hy het met albei gedeel. Dis waarom hy sê laasweek, reken jouself dood vir die sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus. OK, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons, wie's die ons? Kom julle is te stil. Wie's die ons? In ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hy sê verlede tyd, ons wandel klaar in die gees, sodat die reg van die wet vervul kan word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Ek het nuus vir jou. As jy kind van God is en God se gees is in jou, wandel jy na die gees. Daarom gaan gou terug na die vorige slide toe, vers 1, daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Dit sluit jou in. As jy wedergebore is, wandel jy na die gees en die stem van die vyand het geen hou vas oor jou nie, want die kruis is die laaste sê oor jou status voor God in die naam van Jesus. OK, as julle met my wat dit betref. Gaan gou weer volgende een, dan gaan ons vers 5 en 6, want daar is ek is op pad met jou na vers 9 toe wat ek eintlik by wil uitkom. Maar hierdie is nou ekstra, hier is ekstra preke wat ek gee oor jy. Ons gaan nie weer offerande opneem of enige iets. Dis eintlik 'n grappie, hoor. Iemand lag net asseblief. Gaan ek ook beter voel as ek hier voor staan. OK, vers 6. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. En dan sê hy, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Dis profound. Jy geweet die Heilige Gees in jou bedink sekere dinge, en dit wat hy bedink is lewe en vrede. Kan nie dink nie. Here, help hulle om dit te snap. Help hulle om dit te snap. As jy gekruisig is vir die vlees, 'n dooie vlees kan nie dink nie. Dis Paulus se argument. As jy jouself doodreken en jy vind jouself jy's besig om te dink met dinge wat teen God is, reken dit dood, because you are already dead for that, so reken yourself dead. Maak dit sin vir julle. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Nou goed, kom ons fast forward
na vers 9 toe. Ek wil uitkom by vers 9. Paulus sê, hierdie groep is julle saam met my, ek het nodig, julle moet saam met my werk, as jy saam met my, julle is saam met my, julle is saam met my, die ouens in die cheap seats daar, julle is saam met my, julle is reg. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Wat 'n profound statement. Hy sê, julle is nie in die vlees nie. Sê vir jou langs jou, jy is nie in die vlees nie. Maar in die gees as wat? Wat is die bewys dat ek in die gees is, volgens daai vers? As naamlik die gees van God in my woon. So as die gees van God in my woon, dan wandel ek in die gees. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie wandel volgens die vlees nie, maar volgens die gees. Dit sluit jou in, sê amen. Okay? Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. As iemand die gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan hom nie. Met ander woorde, wat maak dat ek en jy kinders van God is? Help my iemand. Die Heilige Gees. So as jy die Heilige Gees kry, dan is die Heilige Gees die bewys dat ek aan hom behoort. Dis wat die vers sê. So almal wat die Gees van God het, behoort aan hom. Sê vir ou langs jou, jy behoort aan die Here. Okay? Stem julle saam, die Heilige Gees kom doen dit. God sit sy Gees in jou, en die feit dat jy sy Gees het, beteken dat jy aan hom behoort. Ek wil gou hierdie onderbreek, en vat ek jou na Galasiërs 5 vers 24, volgende gedeelte. Nou Galasiërs 5 vers 24 sê die volgende. Helena, as jy reg vir die ene. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Die eerste ene sê, as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Dan woorde, as ek die gees het, dan behoort ek aan hom. Dan behoort ek aan hom. En dan sê die woord, maar as ek aan hom behoort, dan het ek die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. So ek wil hê jy moet hoor, die Heilige Gees en ongekruisigde vlees kan nie tergelykertyd in dieselfde persoon lewe nie. Wanneer die Gees inkom, kom vat hy oor. En ja, jy worstel met sonde en jy sukkel, maar die Heilige Gees is die aktiewe agent wat sê, onder die wet kon jy dit nie alleen doen nie. There was no empowerment, maar deur die kruis kom woon die Heilige Gees binne aan jou. En hy kom vat jou aan die hand. En omdat hy die Heilige Gees is, bring hy heiligheid in jou na vore en help hy jou, nie net om jou dood te reken nie, maar om sonde in jou lewe te kruisig, omdat Jesus jou klaar doodgemaak het daarvoor. Maak dit sin? As ek sê die Heilige Gees help jou om jou sonde te kruisig, dan wil ek vir jou sê, dat wanneer hy inkom, dan begin hy 'n proses in jou lewe, en hy help jou om te kruisig, want in al die selfmoorde wat 'n mens kan doen, is die enigste een wat 'n persoon nie aan homself kan doen nie, om homself te kruisig. Here, help ons mense om te verstaan. Jy kan nie jouself kruisig nie. Jy gaan een hand kan vaslaan, maar jy gaan nie die ander een kan doen nie. So ons het 'n aktiewe agent nodig, en die Heilige Gees kom in. En hy kom in en hy sê, nou behoort jy aan God. Jy is myne, jy is duur gekoop deur Jesus bloed. En dan sê hy, die effek van dit is, dat ek jou vlees doodgemaak het. Toe ek jou vlees doodgemaak het, het ek jou doodgemaak vir die sonde. Daarom reken jouself dood vir die sonde, maar lewend vir God deur Christus Jesus. Jesus het dit kom doen. Die feit dat sy Gees in jou woon, sê jy is verseël met hom. Nou okay. Ek en jy is verseël met die Heilige Gees. Hier kom die krux van wat ek wil sê. Ek en jy is verseël met die Heilige Gees. As ons sê ons is verseël met die Heilige Gees, dan beteken dit nie ons is geseël soos jy 'n Jiffy bag of 'n Ziploc bag seël nie. As die Bybel sê ek en jy is verseël met die Heilige Gees, dan sê dit God het 'n seal of approval op ons gesit. God het iets op jou gesit wat erken dat jy aan hom behoort.
Nou ouens praat oor die eindtyd en hulle praat oor die merk van die dier. En ek sien die debatte hardloop dikwels woes op sosiale media. Die merk van die dier. Okay, mag jy 'n merk op jou voorkop en op jou regterhand nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, God se mense is gemerk met die Heilige Gees, want God het sy Gees in jou gesit en wat jou sy eiendom maak, is omdat jy daai merk dra. So die dag wanneer Jesus weer kom en hy jou kom haal, moenie worry oor die merk van die dier nie, worry dat jy sy merk het, want jy behoort aan hom en hy kom vir sy eiendom. As jy dit glo, sê amen. Gaan gou my na die volgende slide toe. Hy het 'n seël op jou gesit. Jy het vanoggend 'n seël. Ek het sommer daar 'n seël gaan maak, 'n seël van goedkeuring, gewaarborg, gekruisig en lewend vir God, gewaarborgde goddelike eiendom. Hy het 'n seël op jou kan sit. As jy my nie glo nie, gaan gou met die volgende slide. Ons gaan na Efesiërs toe, Efesiërs 1 vers 13 en 14. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het. In wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees. Jy het die evangelie gehoor, jy word gered deur geloof, né? Die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, sodat elkeen wat 2 weke vas, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Is dit nie wat hy sê nie? Sodat elkeen wat 8 ure 'n dag bid. Nee, hy het jou gevat net soos wat jy is. En toe jy glo, toe kom woon hy binne in jou. Hy verseël jou met die Heilige Gees en hy sit 'n merk op jou om te sê, jy behoort aan my. Hy het jou verseël met die Heilige Gees. Jy is verseël met die Heilige Gees van die belofte, hoor nou, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Wat die onderpand is van ons erfdeel. Weet jy wat beteken daardie woord onderpand in die Grieks? Die onderpand in die Grieks beteken 'n deposito as 'n pledge, dat die volle bedrag betaal sal word. Hy sê, hy is die onderpand van jou erfdeel. Hy het 'n pledge, hy het 'n deposito betaal. Die kruis is die waarborg. He paid a deposit for you. Om te sê, my erfdeel word jou deel. En daarom die beloftes wat ek het aangaande jou. Die feit dat ek sê, ek is getrou om die goeie werk in jou te begin en dit klaar te maak tot op die dag van Christus. Ek is getrou om dit te doen. I'm paying this deposit. Ek sit die pledge neer om te weet, om te sê, alles wat ek vir jou beloof, sal ek vir jou gee. Is dit nie amazing nie? Hy is die Heilige Gees is die onderpand. Om te sê dat wanneer hy terugkom, het hy klaar die deposito betaal vir jou om vir ewig saam met hom te leef. Hy klaar die deposito, en dit is 'n non-refundable deposit. Nadat jy ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees. Jy is verseël met die Heilige Gees. Daai seël het sekere implikasies. Ek weet nie of jy al gesien het, as jy 'n produk gaan koop, dan kyk jy baie keer of daar 'n seal of approval op is. Want jy kan, miskien wil jy 'n toaster koop, nou kan jy 'n toaster by Temu gaan bestel. Julle weet wat Temu is. Eers dis baie stil. Enige Temu's in die huis, waai net vir my, okay. Ons gaan later uitnodig gee, gaan ons bid vir julle almal, nie regtig nie. So jy kan 'n toaster by Temu koop, of jy kan 'n toaster gaan soek wat 'n merk op het, wat sê dit is dalk deur die SABS, Suid-Afrikaanse Buro van Standaarde goedgekeur. Want jy sal eerder 'n toaster hê wat vir 2 jaar hou, as een wat na 'n week ontplof, verstaan? Jy soek 'n kwaliteit produk. So die seël wat op die produk is, gee waarde aan die produk. Is dit nie? Die seël beteken tog iets. Die seël bevestig en bewys iets. Die seël skep kredietwaardigheid. Die volgende ene, die seël bevestig compliance. Hy voldoen aan sekere vereistes. Ek en jy, deur Christus, voldoen aan al die vereistes om kind van God genoem te word. Dankie, kan ek dit weer sê? Dit was cool geweest, né? Ek en jy, deur die kruis, voldoen aan al die vereistes om kind van God genoem te word. You are compliant, you have passed the test. Daarso is die merk, in die naam van die Here. He did that for you.
Weet jy wat Jesus eintlik gedoen het? Daar word een keer die storie vertel, ek het dit nie in die eerste diens vertel nie, maar storie vertel van die studente wat by 'n vak met die naam van statistieke gehad het. En die studente sukkel met die statistieke. Hulle kry net nie die vak geslaag nie. Jy moet ook statistieke gehad het, seker eers toe jy geleer het. En hulle kry net nie die formules nie, hulle verstaan dit net nie. Die professor reël ekstra klasse, reël dat mentors kom en hulle help, maar hulle bly hierso 20, 25, 30%. Niemand kom die statistieke deur nie. En uiteindelik gaan die besluit die dekaan van die departement. Hy sê, almal wat ingeskryf het vir statistieke, gee ons 'n free pass. Ons sit almal deur. Dis eintlik wat Jesus gedoen het. Ek en jy, maak nie saak wat ons gedoen het nie, kon nie die standaard, die wet behou nie. Maar Jesus kom en hy sê, deur my gee ek jou 'n free pass. You're not under the law, you are under grace. I am empowering you with my Holy Spirit in you. You don't have to deserve it. You've already passed the test. As jy dit glo, sê amen in Jesus se naam. Dit waarborg dat jy ek daar neergeskrywe gekruisig en lewend is. Die Heilige Gees en 'n ongekruisigde vlees kan nie gelyktydig saam in jou woon nie. Hy kom want jy behoort aan hom. Hy bevestig dat jy aan God behoort. Hy gee waarde en hy verhoog jou prys. Hy gee waarde, hy verhoog. Hy kom koop jou en omdat hy jou koop, behoort jy aan hom. Gaan maar die volgende slide. Hou die seël, dat 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. Of weet julle nie dat julle liggame 'n tempel is van die Heilige Gees? Wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Nou net gesê jy behoort aan hom. Want julle is duur gekoop. Julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in jou liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Weet jy wanneer is iets duur? Wanneer dit baie waardevol is. En ek wil vir jou sê, jy sal nooit verstaan hoe lief God jou het, tot jy nie verstaan hoe lief hy sy eie seun gehad het nie. Jesus word gedoop, God se stem kom en sê, dis my geliefde seun. God was lief vir sy eie seun, en nou sê hy, ek sal my eie geliefde seun gee vir jou. Hoeveel te meer het die Here nie vir jou lief nie? As jy dit glo, sê amen. He loves you, hy het jou duur gekoop, jy het waarde. Daar's net een soos jy. Jy's skaars. Daar's 'n groot skaarsheid aan jou. Hy het jou duur gekoop met Jesus bloed, dat jy aan hom kan behoort. En die seël is die teken van eiendomskap. In die naam van die Here. Jy behoort aan hom. Kom ons doen gou nog 'n paar verse. As ek volgende week aangaan. Maar as Christus in julle is, as jy hierdie vers hoofstuk lees, eintlik al hierdie hoofstukke, dan klink dit amper asof Paulus die hele tyd 'n ou is wat copy en paste. Elke 3 verse sê hy dieselfde ding. Hy klink soos 'n plaat wat vashaak. Lyk my hy het niks niets om te doen nie, maar hy wil gehad het Romeine, dis belangrik dat jy dit verstaan. Dis belangrik dat as jy heiligmaking wil volbring, dat jy verstaan dit kan net gebeur deur die identiteit wat Jesus Christus het. Jy kan dit nie uit jouself uit doen nie. Jy kan dit nie doen met God se Gees in jou, die Heilige Gees in jou. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde. My eie woorde, as Christus in jou is, dan is die liggaam van die sonde dood. Maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. Dit is amper asof ek 'n handskoen hier sou hê. Ek kan die handskoen daar lê, die handskoen is dood, hy kan niks doen nie. Maar wanneer God se Gees inkom in daai handskoen in, wat jou en my verteenwoordig, dan kan die handskoen 'n klomp goed doen. En dit wat die handskoen by magte is om te doen, word nie bepaal deur die handskoen nie, maar die een waarvan hy vol is. Laat hom wat 'n oor het hoor, die Gees kom in, he fills you. En ewe skielik kan jy goed doen wat jy nie kon doen nie. As gevolg van die bekragtiging en die bemagtiging van die Heilige Gees in jou. Maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Nou ons haal altyd hierdie teks aan om te sê,
In die opstandingsdag, net soos wat Jesus uit die gees uit opgerig is, so sal ons ook. En dit is absoluut so, maar hierdie teks beteken in die hier en die nou, want die Heilige Gees woon nou in ons. So hy sê, the Holy Spirit will quicken your mortal body. Soos wat hy nou in jou woon, gaan hy jou sterflike liggaam lewend maak, so that you will be alive to God. So dat wanneer jy byvoorbeeld vanoggend hier uitstap, as gevolg van die lewe van die Heilige Gees opgebou en gestig, deur die woord reg kan wees vir wat dit ook al is wat jy mag face, in Jesus se naam. Dit is 'n belofte vir die opstanding, maar dit is ook 'n belofte vir die nou en vir die hier, vir die wat aan hom behoort en die Heilige Gees in hulle het. As jy die Heilige Gees in jou het, sê amen. Kom ons doen nog ene. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Jy skuld die vlees niks. Die vlees is betaal, hy's dood. Jy skuld hom niks nie. Daai woede, daai verslawing, hoe dit ook al lyk vir jou, jy skuld die vlees niks nie. Jesus het met hom gedeel op Golgotha. Die Heilige Gees help jou om te kruisig. Gaan gou van die volgende ene, dankie. Hoor gou vers 13. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Jy kan dit nie alleen doen nie. Dis deur die Heilige Gees. Ek weet nie of my 'n bietjie musiek kan sit nie. Die Heilige Gees kom en hy help jou. God is vir jou. Denise, God is vir jou, hy's nie teen jou nie. Die Heilige Gees lei jou, hy vat jou aan die hand en hy sê kom. Ek gaan iets in jou lewe werk. Ek gaan iets in jou lewe kom doen. As jy deur die Gees, partykeer kry ons nie reg om die toerekening reg te kry en dan sit jy met hierdie fight en die vlees gee jou 'n bietjie pak. Is al hier mense wat sit wat kan getuig, die vlees gee jou 'n bietjie pak. Hy gee jou 'n bietjie pak. Ek moet ook partykeer my hand opsteek, hy gee my 'n bietjie pak. Hy is veronderstel om dood te wees, maar eerds het hy uit die dood uit opgestaan. But I need to reckon himself dead. Die Gees help my om die liggaam dood te maak. En dan kom hierdie 3 profound verse. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ja. Jy is dalk ontrou, maar hy is getrou om jou te lei. As hy in jou is, hy gaan jou lei. Want jy is sy kind. He loves you. Want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Vers 15. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Hoor hom nie vanoggend. Ek lees hom vir jou in die konteks. You're no longer a slave to fear. You're a child of God. He came in and he works with the fear, and he works with the doubt, with the unbelief. Julle het ontvang die gees van aanneming wat uitroep, Abba Vader, Here help my. 'n Sondaar kan nie dit doen nie, hy het nie die gees van God nie. Maar ek en jy kan sê, ons het 'n Pa wat ons help. Ons het 'n broer wat met ons swakhede medelee, wat in elke opsig versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Ons het 'n hoëpriester wat met ons swakhede medelee kan hê, want hy was daar gewees. En hy het dit gedoen sodat ons in oorwinning kan leef. Kom ek lees jou laaste vers. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Jo. Ek praat met jou oor verseël. Jy's verseël. Ek weet jy het issues, ek weet jy battle. But the resistance would not have been there if the Holy Spirit was not there. Sê hy, kom aan, jy's beter as dit. Hier's goed wat jy moet doodmaak in jou lewe. Maak dood woede, maak dood toorn. Maak dood egbreek, maak dood hoerery. Maak dood die slegte gedagtes, maak dood van die dinge van die vlees
bring die dood, van die vlees bedink die dood, maar die gees bedink lewe en vrede. Ek doen nie die reeks, want ek wil, jy moet verstaan die effek van die kruis op jou gemoed, op jou toestand, op jou situasie vanoggend. He empowers you, hy help jou. Jy's verseël. Monique, jy's verseël. Louis, jy's verseël. George, jy's verseël. Jy's verseël. Jy's verseël met die Heilige Gees. Asof jy moet ontdek, ek is verseël. Wie van julle het al die movie Princess Diaries gekyk? Het jy al die movie Princess Diaries gekyk? Niemand al, het jy nou wys? Okay, kom ons doen 'n ander ene. Ek het al genoem, ek noem dit weer. Het jy al The Lion King gekyk? Halleluja. Al die Lion Kingers sê amen. Nee, hierso is hierdie leeuetjie. En hy saam met die aardvark, wat is 'n meerkat en 'n aardvark? Wat noem jy dit in Afrikaans? Wat is Timon en Pumbaa? Aardvark. Vlakvark. En wat doen hy? Hy eet wurms. Hy eet lekker goggas. Hy is veronderstel om die koning van die oerwoud te wees en te heers. Maar sy identiteit word bepaal tussen die ouens deur wie hy tyd spandeer. En dan is daar mos hierdie event waar hy in die water kyk. En dan sien hy sy pa terug. Dis in daardie oomblik wat hy eintlik na homself kyk en hy sien 'n stamp of approval en sê, my maggies, ek is eintlik die koning. Ek eet wurms en goggas, maar dis eintlik wie ek is. Ek is eintlik die koning van die oerwoud. So let me awake to who he says I am, to be who he wants me to be. Amen. Princess Diaries, vir die wat nie weet nie, gaan oor 'n skooldogter wat eintlik uit koninklike afkoms is, maar sy weet dit nie. Haar ouma is die koning van 'n baie klein land en uiteindelik moet haar ouma 'n opvolger aanstel en hulle gaan deur al die geslagsregisters en sy is die volgende ene in lyn. En dan kom hulle na haar toe en sê, jy's next in lyn, jy's koninklike afkoms. Sy was dit nog die hele tyd, maar sy het dit nie geweet nie. Sy was nie koninklik toe sy dit ontdek nie, sy was lankal koninklik, sy het dit net nie geweet nie. En dan ontwaak sy tot aan wie sy behoort. The stamp of approval, wat sê wie jy is. En ewe skielik kan begin haar lewe te verander. En sy begin te lyk soos 'n prinses. Haar identiteit bepaal wie sy is. Die merk van God is op jou. En kan ek vir jou dit sê? Julle weet, as die boere boer met beeste of skape. Gerard het nie skape nie, hy het net eende en dan brand hulle 'n merk in. Jy het gesien op die bees. Brand hom in. Hoekom brand hulle hom in? Dink jy? Behoort aan hom. Hoekom verf hulle hom nie? Want die verf kom af. Maar hy brand jou, jy's kind van God. Hy het jou naam in sy handpalms gegraveer. Nie met pen dat jy dit kan tipex nie. Nie met potlood dat jy dit kan uitvee nie. Hy het hom gebrand. Met die Heilige Gees, geseël vir jou en my. My boetie en my sussie, dis wie jy vanoggend is. Jy leef dalk saam met 'n aardvark en 'n meerkat. Jy's die hoender, jy's veronderstel om te sweef daarbo, jy's die arend, maar kyk 'n bietjie, daar's die merk van God op jou. Daar's die merk van God op jou. Jy's uit koninklike afkoms. The Lion King. En die feit dat jy koninklik is, het absoluut niks met jou te doen, behalwe uit die feit dat jy uit die koning se bloedlyn gebore is. Jy's wedergebore. Uit God uitgebore, sê Johannes. And if he is the king of kings, then it makes you a prince and a princess. Ek gaan volstaan met dit. Ek hoop jy vang die woord vanoggend. Verseël deur die Heilige Gees.
As daar goed in jou lewe is wat nie reg is nie, maak oorlog daarmee. Don't accept it. Dit bring dood voort. Jy besef dit dalk nie, maar dit bring dood voort. Die vlees, die sonde. Die Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Maar Christus het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Die Gees in hierdie oomblik bedink lewe en vrede vir jou. Hy bedink lewe en vrede vir jou. Vir elkeen in daai blok daar agter, hy bedink in hierdie oomblik lewe en vrede vir jou. As jy nie in vrede is nie, dis God se wil en hy wil jou vrede gee. Vir elkeen in daai blok, die blok, die blok, die blok. Die Gees bedink lewe en vrede. Is beautiful. Kom ons bid saam. Here, dankie vir lewe en vrede. Dankie vir dit wat U Gees vir ons bedink en dankie vir dit wat U ons gemaak het, Here. Kinders van God. Ons het U Gees van aanneming ontvang en aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. God gave it to us. God gave us the power and the authority to be children of God. Om te leef as kinders van God. Help ons om dit te leef. Help ons om dit te wees, Here. Verander ons. Here, sit by wat bygesit moet word. Vat weg wat weggevat moet word. Here, kom align die engine, Here. Kom kalibreer dit. En wanneer ons dit reg kry, dat ons sal weet, dis nie ons nie. Het die Gees in ons gesit, so that you get all the glory, you get all the praise, you get all the honor. You are faithful, and you have been faithful, and you will be faithful. U die deposito betaal vir elkeen. Het vooruitbetaal om te sê, ek betaal die prys om 'n ewigheid saam met jou te spandeer. I'm literally dying to meet you. I literally died to meet you. Ek het dit betaal, dis soveel jy werd is. Kom ons sit net so vir 'n oomblik. Mag die Here net in jou hart werk. Mag jy God se stem in hierdie oomblik voel en ervaar. Ons gaan nou afsluit. Here, ons eer U. Ons eer U so verskriklik baie, Here. Dankie. Ons kan lees van wat U gedoen het. Mag dit ingebrand word in elke hart. In elke hart. Met 'n brandvurk dat ons behoort aan U. Mag dit ons gevange neem hierdie gedagtes. Om dit te bedink dag en nag, dat dit ons lewens en ons dade sal beïnvloed en ons sal verander. In Jesus se naam. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Is daar iemand wat 'n kort woord het wat jy wil deel voor ek afsluit? Nou aanleiding van wat ek gedeel het, enige iemand. As daar nie is nie, dan gaan ons afsluit. Enige iemand, going once? Going twice? So, kom ons almal staan voor die Here. As jy gebed nodig het en jy wil hê iemand moet saam met jou bid, ons is na die tyd nog 'n bietjie hier. Ons gaan net ons hande op jou lê en ons gaan vir jou bid. Ons gaan die Here vertrou saam met jou vir oorwinning en deurbraak in sy lewe. Hy sal doen wat net hy kan doen in Jesus naam. Ons gaan afsluit. Ons gaan jou in hierdie atmosfeer stuur. Louis, wil jy nie vir ons kom bid nie? Nie vir ons kom bid nie. Louis gaan vir ons bid en hy gaan jou so laat gaan. Louis gaan vir jou bid en hy gaan vir jou seën en hy gaan net vra dat die Here die naprediker van hierdie woord sal wees en mag jy in hierdie week lewe en vrede ervaar. Sê vir die ou langs jou, mag jy lewe en vrede ervaar. Spreek dit dat hy dit hoor. Lewe en vrede, lewe en nie dood nie, lewe en vrede. En hy gaan dit vir ons bid en dan gaan ons jou in hierdie atmosfeer release. Dankie Louis.
Vader God, dankie vir die baadjie wat U vir ons aantrek. Here, soos 'n Springbokspeler 'n rugbytrui kan oortrek en met trots sê ek is deel van die span. Dankie dat ons deel is van U span, dat U ons uitgekies het vir die span. En al wat ons moet doen is om hierdie trui wat U vir ons gee te aanvaar. Dankie dat ons dit met trots kan dra en ons beste spel kan gee in die lewe elke liewe dag. Weet U is by ons. U rig ons af. U sê wat moet ons volgende doen. En dankie vir 'n gemeenskap wat saam met ons is, wat saam met ons stoei om by die einddoel uit te kom. Dankie dat ons kan leef in oorwinning in Jesus se naam. Amen.